kan en sal herstel. Deur Aaron Thiel. Hoofstuk 1. My geliefde. Hierdie hoofstuk dien as 'n wekroep wat openbaar dat 'n huwelikskrisis nie 'n hopelose doodloopstraat is nie, maar 'n goddelike kruispunt. God laat die pynlike vallei van die doodskaduwee toe om ons nader aan hom te trek. Die maniere te ontbloot waarop ons self tot die verbrokkeling kon bygedra het. En ons na sy beeld te verander. Ware herstel vereis algehele oorgawe, onwankelbare geloof en 'n radikale, vurige gehoorsaamheid aan Bybelse beginsels. Selfs wanneer God se opdragte wêreldse raad, menslike logika of die impulse van die vlees heeltemal weerspreek. Omdat die huwelik 'n verbond is wat deur God saamgevoeg is egskeiding en onskriftuurlike skeidings vernietigende strikke van die vyand wat families vir geslagte lank verwoes. Ons moet ons huis uitsluitlik op die onwrikbare rots van God se woord bou. Om hierdie geestelike stryd te wen, moet ons praktiese, doelbewuste selfbeheersing en 'n stil gees toepas. Dit beteken dat ons eggenoot heeltemal moet laat gaan as hulle gekies het om te loop. Ons moet ophou om hulle te agtervolg en konfronteer, aangesien dit hulle net verder in die sonde indryf. Verder moet ons kinders beskerm deur nooit sleg van hulle vader te praat nie, en hulle te leer om op God te vertrou vir troos in plaas daarvan om uiting aan hulle woede te gee. Prakties gesproke moet ons elke bose of angstige gedagte gevange neem deur skrifgedeeltes op indekskaartjies neer te skryf en dag en nag oor sy beloftes na te dink. Geen huwelik is te ver heen vir God nie. En selfs al het 'n egskeiding reeds plaasgevind, is herstel moontlik. Deur die tydlyn van hierdie geestelike reis geduldig te verduur sonder om deur die sorge van die wêreld van koers afgebring te word, kan ons op God vertrou om te doen wat menslik onmoontlik mag lyk. Klik op die skakel in die beskrywing om die volledige hoofstuk te lees.